Ons ateljeegas vanaand is so bekend, ek gaan hom nie eens voorstel nie. En gaan praat van name, Bles, waar kry jy joune? My oupa het besluit toe ek gebore is, hierdie kind met die kaalkop. Die perfekte naam sal vir hom Bles wees. Maar ek wil dan vir jou dit sê, ek het my oupa absoluut oorwin want ek sit vandag met 'n groot bos hare. Nou daar's 'n fliek besig om van jou te draai op die oomblik. Resenseer hom gou vir ons. Dit gaan basies oor my lewe visser en dit gaan van die tydperk vandat ek my vrou ontmoet het totdat dit omtrent op die huidige datum vandag. So daar's 'n verband tussen die fliek en jou werklike lewe. Was dit met ander woorde nie moeilik om die karakter te speel nie? Dis altyd moeilik om enige karakter te speel, maar ek het net probeer om myself te wees. En ek het my bes gedoen om dit so lewensgetrou as moontlik te maak. En hoe het jy gekom waar jy vandag is? Baie harde werk, baie kritiek. 'n Mens moet een ding in die lewe onthou. Alles wat jy doen word deur almal baie fyn bekyk. En mense sal deur duisende mense absoluut wat mal gaan wees oor jou en daar gaan duisende wees wat nie van jou hou nie. 'n Mens moet net kan aanvaar dat al die mense kan nie vir een persoon lief wees nie. Nou behalwe vir die kritiek, jou pad tot waar jy vandag is, was dit redelik maklik of het jy baie struikelblokke gehad? Nee, struikelblokke het 'n mens altyd. Jy het verskriklik baie struikelblokke. 'n Mens moet leer om kritiek te aanvaar. Party is geregverdig, party is nie geregverdig nie, maar 'n mens moet selfs die negatiewe kritiek vat en die positiewe daar uithaal en kyk of jy dan nie self aan jou program kan verbeter nie. Met ander woorde, hoe jy dink oor die lewe, het jou ook gehelp om te kom waar jy is en hoe dink jy oor die lewe? Ek voel natuurlik oor die lewe so. 'n Mens moet altyd onthou dat as jy wil iets in die lewe bereik, moet jy gewillig wees om hard te werk daarvoor. En ons as Suid-Afrikaners moet een ding absoluut besef, dat ons moet leer om as 'n volk in onsself te glo. Dan sal dit vir ons moontlik wees dat die buitewêreld ook in ons kon glo. So ons moet definitief gaan bietjie saam staan en bou aan 'n trotse Suid-Afrika.